Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Wanneer 'n mens gespanne is, kan die negatiewe emosies wat daarmee gepaard gaan, soms oorweldigend wees. En tensy jy by God afpak, is dit maklik om die verkeerde besluite te neem, in die verkeerde rigting te beweeg, of om teenoor die verkeerde mense af te gaan. Dawid sê in Psalm 55 vers 23, werp jou sorg op die Here en hy sal jou onderhou. Die mate waarin jy op God steun en krag uit hom put, is die mate waarin jou angstigheid sal verminder. Dit is geen toeval dat baie van die psalms wat Dawid geskryf het, begin waar hy tot God om hulp roep en dan eindig met hom wat bly is, omdat hy sy frustrasies met God gedeel het. Die waarheid is, die lewe is 10% wat met jou gebeur en 90% hoe jy daarop reageer. Jou werk, jou finansies, jou toekoms, is alles bronne van angs. So jy sal nooit heeltemal vry van angs wees nie, maar jy kan jou angsvlakke verlaag. Angs kom gewoonlik wanneer ons die rede agter hoekom sekere goed gebeur, probeer uitpleis. Dop oor wat mense dink of sukkel om te besluit wat om te doen. Vertroue vereis egter om met onbeantwoorde vrae te leef, tevrede te wees met die wete dat God weet wat jy nie weet nie. En dat jy nooit al die antwoorde sal hê nie. Ons sal ook nooit alles verstaan nie. Selfs die apostel Paulus het gesê in 1 Korintiërs 13 vers 9, want ons ken ten dele. Die genesing vir angs begin met die aanvaarding van hierdie 3 dinge. Eerstens, dat God alles weet. Tweedens, dat God nooit verbaas is nie. En derdens, dat God nooit sonder 'n oplossing is nie. So hier's jou opsies. Draai jou sorges self of werp dit op die Here. Om so te leer leef, verg geduld en oefening. So moenie oornag 'n wonderwerk verwag nie. Die geheim lê daarin om jou probleme waaroor jy angstig is, 1 keer meer vir God terug te gee as wat jy dit terugvat. Elke keer wanneer jy angstig raak oor iets, sê Here, dit is nie myne nie, dit is U sin. So ek gee dit vandag vir U. Probeer dit die volgende paar weke en kyk wat gebeur. Here, wanneer stres en angs my onderdruk, herinner my om dit vir U te gee. Help my om my probleme 1 keer meer vir U terug te gee, as wat ek dit terugvat. In Jesus naam bid ek dit. Amen.